Goed, jaar 2 is, kan julle glo, hier is ons by kwartaal 2, eksamen vir 2026, julle skryf die 29ste Mei, die Vrydag, so kom ons kyk gou wat moet julle alles weet. Julle skryf oor kwartaal 1 se werk ook, en baie van julle het nou al bietjie kwartaal 1 se werk vergeet, so kom ons begin gou. So hierso by aktiwiteit 1 gaan ons kyk na plekwaarde, orden en tel, pas die woorde en getalle bymekaar. So dit beteken dat hierdie aktiwiteit 1 hier waar ons hierdie plekwaarde gedoen het, jy het nie nodig om hierdie te doen nie, maar hierdie 1.2 moet jy presies dieselfde kan doen as hier. So ek gee vir jou die getal en dan moet jy vir my sê watter ene pas dit by. So maak seker dat jy deur hulle gaan lees en dat jy getal en woorde kan sê, want jy gaan hulle ook so in die tabel moet pas. Dan doen ons die getalwoorde en plekwoorde waar ons hier gesê het, onthou, al die getalle werk ek altyd in groepies van agteraf 1, 10, 100, duisende, 10.000, 100.000 en ons werk net tot by miljoene. So die plekwaarde is hierdie plek waar dit staan. Die getalwaarde is baie eenvoudig. Ek sit daai getalletjie en ek sê net hoeveel nulle kom daar agterna, want hoeveel getalle is daar. So is byvoorbeeld hierdie ene, dis die laaste getalletjie, so dit is ene. Is daar enige nulle wat ek na hierdie getal kan sit? Druk ek enige getalle dood? Nee, so sy getalwaarde bly net 'n 0. By hierdie ene 615.742, so die 5, die onderstreepte getal, sy waarde is 1000, 1, 2, 3 nulle agter die 5, 1, 2, 3 nulle na die 5, sien jy? Dit is eintlik baie maklik, so 5000, dis hoekom daai duisende is, hierdie ene het 1, 2, 3, 4, 5 nulle, sy getalwaarde, dis soveel hy werd is, en hy is 200.000, so dis 100.000. Goed, dan moet jy ook, so dit is die getalwaarde en plekwaarde, dan hier waar jy die getalle in uitgebreide notasie moet skryf, waar jy hulle net moet opbreek, 50 plus 2, 4000 plus 3000 plus 10 plus 1, so maak seker dat jy weer gou deur dit gaan, en dan by 1.5, waar jy dit in numeriese vorm moet skryf, onthou jy, daar het ek vir jou gesê, man, maak het sommer maklik, as ons byvoorbeeld hierdie ene vat, tel hulle by mekaar, doen net wat daar voor jou staan, 1000 plus 200 plus 3, en dit geef vir jou 1203, so jy skryf net vir my die antwoord 1203, so dit is baie maklik en straightforward. Goed, dan vul in groter as of kleiner as, daar het ek vir jou gesê, moet jy die getalle, waar is hierdie ene? Nee, vrek, nou kan ek homself nie kry nie. Hierso by aktiwiteit 1.6, kyk watter getal is die grootste, kyk eers na die getalletjie heel voor, daar is 400.000, daar is 500.000, so daai getal is die grootste. Dan moet jy die getalle vir my kan rangskik, van groot na klein of klein na groot. Jy kan ook in die eksamen net vir my die getalletjies daarin skryf, eerste, tweede, derde, of jy kan vir my die actual getalle skryf. So hoe het ek dit nou weer gedoen? Ek het eers gaan kyk, is hulle almal dieselfde hoeveelheid, so daar is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, so nou is hulle almal 4 getalletjies, so ek kan na daai eerste syfertjie gaan kyk, daar is 1, 2, 1, 1, 2. Omdat ek van groot na klein moet skryf, gaan ek die groot getalle eerste na kyk. So daai is 2300, daai is 2100, so watter een is die grootste? 2300, dis hoekom my eerste is. En daai 2100 gaan dan tweede wees. Nou het ek klaar met hulle gewerk, so nou gaan kyk ek na die ene. 1700, 1600, 1500. So watter een van daai 3 is die grootste? Hierdie ene. En dis hoekom hy die volgende getal in die ry is. 1700, dan 1600 en dan die kleinste ene is 1500.
So goed, maak net seker, is dit groot na klein of klein na groot, onthou dalende orde of stygende orde. Dan gaan ons kyk na aktiwiteit 2 wat afronding was. So onthou by afronding het ons gesê, jy gaan of afrond na die naaste 10 toe, of jy gaan afrond na die naaste 100 toe, of jy gaan afrond na die naaste 1000 toe. So kom, ons gaan kyk gou hoe om dit weer te doen, want ek dink julle het ook al intussen weer vergeet. So as ek 'n getal afrond na die naaste 10 toe, hierso is hy na die naaste 10 toe, dan gaan kyk ek na die laaste getalletjie. Hy gaan 'n 0 word en ek moet gaan kyk wat gaan hy doen aan die getal voor hom. As daai getal, daai enetjie groter is as 5, dan gaan hy daai getal wat vooraan staan, voor die 8 staan, as hy groter is as 5, gaan hy daai getal 1 groter maak. So kom ons kyk gou wat ek hulle gedoen. Daai 8 is groter as 5. So hy gaan die 5 'n 6 maak. My antwoord gaan wees 4 bly dieselfde, 5 word 'n 6, die laaste ene word 'n 0. Onthou 10 het 1 0. Dis hoekom ek in al hierdie waar het ek 1 0 aan die einde, behalwe hierso by hierdie ene. 8 is mos nou die laaste getalletjie. 8 maak die 9 1 groter, dit maak die 9 'n 10 en dis hoekom dit vir jou lyk asof daar 2 nulle is. Maar die 0 is eintlik daai ene. Dis net omdat dit die 9 'n 10 gemaak het. As ek dan gaan kyk na afrond na die naaste 100e, dan kyk ek na die laaste 2 getalle en ek kyk of hulle kleiner of groter is as 50. So 92 is kleiner is groter as 50, so het gaan die 8 wat voor hom staan 'n 9 maak en ek het 2 nulle vir 100. As ek na hierdie enetjie kyk, nog steeds dieselfde, ek gaan net na die laaste 2 getalletjies kyk. 89 is groter as 50, so dit gaan daai 5 'n 6 maak, al die getalle voor dit bly dieselfde, en dan daai 2 getalle val weg en dit word 0, 0. As ek gaan afrond na die naaste 1000 toe, kyk ek na die laaste 3 getalle, en ek moet gaan kyk of die getal groter of kleiner is as 500. So 325 is kleiner as 500. So, daai 6 gaan net so bly, en daai 3 word nulle. Hierdie ene, 511, die laaste 3 getalle, is groter as 500, so dit gaan die 4 'n 5 maak, en die laaste 3 word 'n 1000. Goed, dan het ons ook gedoen die hersieningsoefening, aktiwiteit 3, so jy kan gerus deur hom gaan, so as ek jy is, sal ek die video op hierdie stadium pause, en dan sal ek teruggaan en eers aktiwiteit 3 gaan oefen, so jy gaan 10-10-1 eers die volgende dag weer op hierdie selfde plek aangaan met hierdie video, want hierdie hersieningsoefening 3 gaan jou mos nou rukkie vat. So gaan oefen dit eers weer, wat beteken dis deel van hoe jy leer, en dan kom jy terug en dan kyk jy die video verder. So as jy nou teruggekom het, dan gaan kyk ons na aktiwiteit 4. So wat het ons gedoen by aktiwiteit 4? Ons het doeteenvoudige getalle opgetel en afgetrek met jou sakrekenaar. Onthou, ek sê vir jou weer, hierdie is nie jou foon nie, so ons gaan nie jou sakrekenaar so werk met die duime nie. Jy gaan hom plat neersit langs jou werk. Die een vinger gaan jou getalle volg, en die ander wysvinger gaan die getalle insleutel, sodat jy nie 'n fout maak nie. Onthou, as ek met rande werk, moet my antwoord 2 plekke na die komma sê. So, byvoorbeeld, as ek 'n antwoord kry van, sê nou maar ek het 'n antwoord gekry wat sê 1931,4, dan moet ek weet ek moet daar inskryf 0,40. In hierdie geval is dit nou nie so nie, dis 'n 9, maar jy moet dit net onthou. So, hierdie straightforward,
tik in wat sê jy dit voor jou staan met jou sakrekenaar. Kyk mooi is dit 'n minus of 'n plus, want dit kan 2 of 3 getalle wees. So dit is die optel en die aftrek. En dan gee ek ook vir jou, het ek vir jou by aktiwiteit 4.4 die woordsomme. Ek kan ook vir jou woordsomme soos hierdie gee. Soos byvoorbeeld die ene waar ek jou gesê het, lê waar die kar gekoop het. En jy moet byvoorbeeld weet, as ek vir jou vra, wat is die verskil in prys? Dat verskil beteken ek moet die bedrag minus. So weer eens sakrekenaar minus jou getalle. Kyk net baie mooi wat ek vir jou vra. Dan kom ons by die volgende aktiwiteit, as ons by die lys afgaan, aktiwiteit 5, en dit is waar ons gedoen het tyd. So die verwantskappe van tyd en die periodewaardes van tyd is min of meer dieselfde ding. So die verwantskappe van tyd is, jy moet weet, by hierdie aktiwiteit 5.1 is baie belangrik. Daar 60 sekondes in 'n uur, daar soveel minute in 60 sekondes in 'n minuut, 60 minute in 'n uur, 24 ure in 'n dag. Jy moet weet hoeveel weke is daar in 'n jaar, hoeveel maande is daar in 'n jaar. Ek gaan nie vir jou enige van hierdie verse vrae sover kan onthou nie, so jy moet die verwantskappe van tyd weet. Dan wat saam met dit gaan is, ons het hier so gedoen, wat is 'n skrikkeljaar, wat is 'n dekade, wat is 'n eeu, wat is 'n millennium. So dit is wat saam met dit gaan, jy moet weet, dit is daai tydperiode waardes. Dan het ons gekom na die omskakeling van tyd toe. Ek kan vir jou ook so horlosie gee, en ek sê vir jou, jy moet dit vir my omskakel. Hierdie is analoog tyd, en hierdie is digitale tyd, of digital time, of AMI tyd, soos wat julle sê. As ek byvoorbeeld na hierdie tyd kyk, hierdie ene is verby die 5, so dit is 30 minute na 5. So 30 minute, ek gaan hom eers net skryf soos wat ek hom sien. 30 minute na 5 is 5:30, maar omdat ek vir jou sê dit is 'n 24 uur tyd en hierdie is 'n middagtyd, moet ek 12 gaan bytel. So ek gaan sê 12 plus 5, dit gee vir my 17. So daai is 17:30. So as dit vir jou moeilik is om tyd so te gaan lees van 'n analoog horlosie af, moenie te bekommerd wees nie. Kyk net mooi eers wat is die gewone tyd, dit wat jy sien. Daai's klaar verby die tyd, verby die 5, so dis 30 minute na 5 uur, 5:30, en dan tel jy die 12 by. Hierdie ene byvoorbeeld, hy staan op die 2, so eintlik op 'n regte horlosie sal hy net so bietjie voor die 2 gewees het. So hierdie tyd is 15 minute nog, dan is dit 2 uur. So dit is nog nie 2 uur nie, so ek gaan skryf dit is 1 uur, maar hoeveel minute het verby gegaan? 15, 30, 45 minute. Maar omdat dit 'n 24 uur horlosie is, gaan ek sê 12 plus daai 1, en dit is 13, en dit is hoekom my tyd daar was 13:45. As ek vir jou sê dit is 'n oggendtyd, dan gaan jy dit uit die aard van die saak nie na die 13 toe vat nie, dan bly dit die oggendtyd 01:45. So jy moet vir my die tyd so kan gee, of waar ek vir jou die tyd in woorde gee, 10:07, maar ek sê vir jou dit is in die aand, 10 oor beteken dis verby 7, tel die 12 by, en dis hoekom dit 19:10 is. So dit is basies wat ek jou gaan vra by tyd, om dit om te skakel, en jy moet dit vir my kan wys op 'n horlosie. Dan gaan ons na aktiwiteit 6 toe, wat gaan oor veelvoude, en meer spesifiek het ons gedoen die KGV. So KGV beteken die kleinste gemeenskaplike of gemeene, wat beteken dieselfde, veelvoud. Gaan skryf dit vir 'n paar keer uit, dat jy dit kan onthou. So dit is waar ons elke keer geplus, plus het.
Ek gee vir jou 2 getalle en ek sê vir jou, kry vir my die kleinste gemeene veelvoud van die 2. So kry die veelvoude van elkeen, onthou ons het dit met die koeltriek met die sakrekenaar gedoen. So ek sê 3 plus 3, begin by die 3, is gelyk aan 6, is gelyk aan 9, is gelyk aan 12, is gelyk aan 15. Skryf 'n paar van hulle neer. So wat jy nou gaan doen is jy gaan die video pause, weer. Dan gaan jy vir my skryf wat is die veelvoude van 4, sonder om hier te kyk. Plus, 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 plus met jou sakrekenaar. En dan kom jy terug en aanpause die video. So as jy nou 4 gedoen het, 4 plus 4 is gelyk aan 8, is gelyk aan 12. Watter een is die KGV? Dis die eerste ene wat dieselfde is. Maar ek moet skryf, dus KGV is 12, want jy kry punt vir dit. Al het jy hulle gehighlight en omkring en vir my hartjies om hulle geteken, gaan jy nie ekstra punt kry as jy nie daai vir my skryf, die KGV is 12 nie. So KGV is eintlik straightforward, baie maklik. Dis die ene waar jy gaan plus, plus, plus. Dan kom ons by die volgende ene op die agterkant van hierdie bladsy van jou, waar ons verdubbel en halveer doen en die woordsomme ook. So dit is nou hier waar jy moet weet wat beteken verdubbel. Verdubbel beteken ek moet maal met 2. Halveer beteken ek moet deel deur 2. So hier gaan ek vir jou net woordsomme vra. Ek gaan nie vir jou sê, doen vir my so ene nie. Ek gaan vir jou woordsom vra. So jy moet gaan kyk wat die sleutelwoorde is daar wat vir jou aandui of ek moet gedeel deur 2 en of ek moet maal met 2. En jy kan nie net vir my die antwoord skryf nie. Jy moet vir my wys, dit is 'n gedeelde som, soos daar waar ek vir jou gevra het, die helfte, sy gee die helfte van haar plakkers weg, hoeveel het sy oor? So, jy kry 'n punt dat jy vir my die som gedoen het, jy kry 'n punt vir die regte antwoord, en dan kry jy 'n punt vir die woorde, want onthou woordsom moet woorde by hê. So kyk maar na al daai. Dan 'n ander belangrike ene was hierdie ene met die bestanddele, waar ek vir jou gesê het, jy moet 'n koek bak vir 8 mense, of dit kan net wel vir 10 mense wees. En nou sê ek vir jou, okay, nou moet jy hierdie resep aanpas vir dubbel die hoeveelheid mense. So wat is dubbel 8 mense? Dubbel 8 maal 2 is 16. So al wat ek gaan doen is, ek gaan elkeen van hierdie bestanddele maal met 2. So 100 gram, nee ek gaan nie 100 gram botter nie, want dis te min, dit gaan net vir my as ek al hierdie gebruik, 8 mense kan koek gee. So maal dit met 2, goed, ek gaan 200 gram botter gebruik. 150 maal met 2, dit gee vir my 300 gram. So ek gaan elke een van hierdie bestanddele maal met 2, maal met 2, maal met 2 die kant toe, dan gaan ek kry, dit is alles wat ek by mekaar moet hê vir 16 mense wat ek voor koek gaan bak. Dan gaan ek genoeg cupcake kry vir 16 mense. As ek nou sê, ek moet net die helfte van die mense, so die helfte van 8 mense is 4. 8 gedeel deur 2, want gedeel deur 2 beteken halveer, is 4 mense. Dit beteken, ek gaan elke keer hierso gedeel deur 2. So ek gaan sê 100 gedeel deur 2, want dis mos die helfte, is 50. 150 gedeel deur 2 is 75. 200 gedeel deur 2 is 100. So dit gaan ek by elkeen doen. Wat is die helfte van 2 teelepels? 1 teelepel. Helfte van 350, 350 gedeel, so jy kry die idee. As ek dan so ene kry, gaan ek na hierdie kant toe, gaan ek verdubbel maal met 2, en na hierdie kant toe gaan ek sê, hierdie tabel gedeel deur elke keer met 2. So dit is aktiwiteit 7, verdubbel en halveer en dan ook die woordsomme. Dan kom ons by aktiwiteit 8, waar jy moet vermenigvuldig, jy kry ook woordsomme en dit is baie straightforward net met jou sakrekenaar. Onthou, sakrekenaar plat, nie met jou duime nie,
en lees net baie mooi of wat ek moet doen, en dan onthou ek het ook vir jou gesê, as dit vir jou moeilik is, teken die prentjie wat voor jou is. Ewen al het jy net vir my die prentjie geteken en jy het by die antwoord uitgekom, dan kry jy die punte, want die prentjie sê gewoonlik vir jou wat jy moet doen. So, onthou, jy kry 'n punt vir die som wat jy gedoen het, en jy kry 'n punt vir die antwoord, en weer eens kry jy 'n punt vir 'n woordsom wat woorde, in die antwoord het. So dit is dan aktiwiteit 8, en dan op dieselfde manier het ons deelsomme gedoen. So nou moet jy gaan kyk as dit 'n deelsom is, dit is gewoonlik waar ek hierdie per een of per wat ook al het, nee. So as hulle vir my sê R20 vir 2 watlemoene, dan weet ek moet sê 20 gedeeld deur 2. 25 vir 5 roomhuise, sê ek 25 gedeeld deur 5. Dan gaan ek kry, ek werk elke keer uit wat kos dit vir 1. Dis hoekom dit 'n deelsom is. Dan kom ons by die assessering. Onthou, dit was die klastoets wat ek vir jou gegee het, wat jy agter in jou boek geplak het. Jy moet hom gaan oefen ook. En dan kom ons by kwartaal 2. So by kwartaal 2 se werk, hier is ons by kwartaal 2, het ons begin met Hendrik van der Merwe. Oeps, verkeerde kant toe. Hendrik van der Merwe plantmielies. Hoekom het ons nou weer Hendrik van der Merwe plantmielies gedoen? Dit is wanneer ek plusse en minusse en maal en deel en allerhande van hierdie bewerkings in een som het. Dan kan ek nie net enige plek begin nie. Ek moet 'n spesifieke volgorde doen met my sakrekenaar. Ek moet eers daar begin, dan dit, onthou jy? Ek het vir jou gesê, as 'n mens 'n huis bou, jy kan nie net enige plek begin bou en enige goed vat nie. As hulle vir jou hoop sand en stene en alles afgelaai het, jy kan nie eers met die dak begin nie. Jy moet die proses volg wat hulle vir jou sê. Nou Hendrik van der Merwe is die proses van waar jy moet begin. Al wat ons nou gedoen het, hakies van deel, maal, plus en minus, het ons nou net 'n rympie aangesit, sodat jy die volgorde kan onthou. Want as ek onthou, Hendrik van der Merwe plantmielies, dan weet ek goed, die h vir hakies is eerste, van gaan ons nooit doen nie, maar dis die woordjie van, dan de vir deel, vir maal, p vir plus en die tweede vir minus. So kom ons kyk gou hoe het ons hierdie somme nou weer gedoen. As ek byvoorbeeld kyk na nommer G, as ek na hierdie som kyk, gaan ek myself afvra en skryf vir jou bo aan Hendrik van der Merwe plantmielies, want ek gaan nie vir jou die rympie Hendrik van der Merwe in die toets gee nie, jy moet dit self uit jou kop uit onthou. So, by hierdie som is daar hakies, ja, daar is hakies, ek gaan dit heel eers doen, so 4 plus 3, daai gaan nie verander nie, 4 plus 3 is 7, nou staan net deel, so nou doen ek net deel, 28 gedeel deur 7, en moenie stupid voel om dit op jou sakrekenaar te doen nie. Niemand kan sien wat jy doen nie, niemand weet wat jy in jou kop dink nie. So sê 28 gedeel deur 7 is gelyk aan 4. Jy doen dit met jou sakrekenaar en ek wil eintlik vir jou sê, is jou stupid om dit nie met jou sakrekenaar te doen nie, want as mens toets skryf, dan stres jy nogal bietjie. En dan kan jy 'n fout maak as jy nie geweet het dat 28 gedeel deur 7 is 4 nie. Maar jy hoef dit nie uit jou kop uit te weet nie, want jy het 'n sakrekenaar. So moenie simpel wees nie, gebruik die sakrekenaar want jy het hom tot jou voordeel. So kom ons kyk gou sommer na hierdie ene nommer E. So hier gaan ek vir myself vra, het ek hakies hier? Nee, ek het nie hakies nie. Het ek deel? Ja, ek het deel, so ek gaan al die ander net so skryf, maar daai 12 gedeel deur 2 gaan ek eers doen. Dan gaan ek vir myself vra, as ek na die nuwe som kyk, daai is nommer E. So hier kan jy sien, ek het hom in die groen hakie gesit, want ek het 12 gedeel deur 2 eerste gedoen. Die res het net so gebly. 50 plus 16 minus, daar het ek 12 gedeel deur 2 ingesit, was daai 6, maal 8 minus 4.
Nou, ek moes eintlik daai nou ook vir jou in 'n groen hakie gesit het, want nou, as ek nou Hendrik van der Merwe, dan sien ek moet maal eers te doen. 6 maal 8 is 48, doen dit met jou sakrekenaar, en nou is daar net plus en minus, so nou tik ek net in wat voor my staan, so ek sê 50 plus 16 minus 48 minus 4, en dit gee vir my 'n antwoord van 14. So dit is Hendrik van der Merwe, jy moet dit uit jou kop uit ken, jy moet weet waarvoor elke ene staan. Dan gaan ons kyk na, so dit is Hendrik van der Merwe, en dan aktiwiteit 2 gaan ons kyk na die breuke. Jy moet weet die terminologie van breuke, so jy moet weet watter een is 'n gewone breuk, watter ene is 'n egte breuk, watter ene is 'n onegte breuk, watter ene is 'n gemengde getal. Jy moet weet die getal bo kan die lyn noem ons 'n teller, die getal onder die lyn is 'n noemer. Hierdie enetjie voor by die gemengde getal is 'n heel getal, so jy moet presies weet wat dit is die terminologie, jy moet weet die name wat ons vir elkeen van hulle gee. Jy moet weet, 'n onegte breuk lyk so, 'n egte breuk lyk so goed, en ons het dit ook al geleer vir die klastoets, so jy behoort te weet waarvan ek praat. Dan die volgende ene is die, om te kyk na die breuk van die ingekleurde gedeeltes, so ek wil vir jou hierdie ene gee, en onthou die totaal is die getal wat onder is. Die dele wat ingekleer is wat bo is. So hier is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dis 6 dele en 5 van hulle is ingekleer. Nou in die toets het ek vir jou iets soos hierdie gevra, gee, en dan is daar van julle wat vir my sê hier is 8. Moenie oorhaastig wees nie, tel mooi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daar is 7 dele en dit is onder die lyn. En 1, 2, 3 van hulle is ingekleer. Dan het ek ook vir jou hierdie ene gegee, waar jy moet eerder gaan kyk na die groepies, as wat jy gaan tel hoeveel daar is. So by hierdie ene byvoorbeeld het ek vir jou gesê, jy moet vir my 1/3 van hulle inkleer. Maar daar staan nie 3 nie, juffrou, hoe gaan ek dit doen? So dit sê vir my, is daar 3 groepies. So daar's 1 groep, daar's 2 groepe en daar is 3 groepe. So een van daai 3 groepe het ek ingekleer. By hierdie ene het ek 4 groepe en ek wil een van die groepe inkleer. So dit maak nie saak watter ry ek inkleer nie, solank hulle 1, 2, 3, 4 groepe. So ek kan vir jou so 1 of 2 van hierdie vrae en 1 of 2 van hierdie waar jy die dele moet doen soos in die toets. En dan kan ek ook vir jou soos hierdie 'n woordsom gee waar jy vir my die breekdeel moet neerskryf. Goed, dan by aktiwiteit 3 het ons gekyk na ekwivalente breuke. Ekwivalente breuke, onthou jy nou weer, dit kom van die woord equal af, want hulle is gelyk, hulle is ewe groot, hulle is dieselfde in waarde, soos wat ons gesê het, R20 is net soveel werd as 2 R10, is net soveel werd as 4 R5, maar dit lyk nie dieselfde nie. Hoe het ons dit nou weer gedoen? Ons het gesê, en ek gaan dit ook vir jou so gee, soos wat ons in die toets geskryf het, waar jy moet kan sien, 2 maal wat gee vir my 4. As ek nie weet nie, hierdie is nou maklik, nee, maar as ek nie weet nie, dan sê ek, daai getal gedeel deur daai getal, so ek begin altyd by die ene wat ek het. 4 gedeel deur 2 is gelyk aan 2. So ek moet maal met 2. Wat ek onder doen, moet ek bo doen. So, 2 maal 2 is 4, yes. 2 maal 2 is 4, daai is sommer maklik, nee. As ek byvoorbeeld kyk na van hierdie wat ons gedoen het, wat 'n bietjie moeiliker is, so ek begin by die ene wat ek het, 8 maal wat gee vir my 32. So nou, dis nou maklik want dit staan daar voor jou, maar as daar niks voor jou gestaan het nie, hoe weet ek dit's maal 4? Ek sê 32
gedeel deur 8. Ek moet maal met 4. Wat ek bo doen, moet ek onder doen. So 8 maal 4 is 32. Ja, dit is reg. 10 maal 4 is 40. So wat ek wil hê jy moet doen is, pause die video, gaan oefen 'n paar van hulle, en dan kom jy terug, want onthou jy, in die toets, ek wil nou net sien waar ek dit geskryf, in die toets, het ek vir jou ene gevra waar daar 3 in 'n ry is, waar ek vir jou 3 getalle in 'n ry gegee het, en moenie daaroor stres nie, so gaan na daai oefeningkie toe, ek kan nou nie uit my kop uit onthou wat daai 3 getalle was, ek het in die memo hier voor my nie, gaan terug na daai ene toe, en dan gaan oefen jy hom gaga, onthou ek vir jou gewys het hoe jy die middelste ene kan dooddruk, en hom weer kan doen, en kyk watter ene kort, maar ek sal dit vir jou weer op die memo baie mooi aandui. Goed, dan gaan ons kyk na vereenvoudiging van breuke toe, en onthou, vereenvoudiging beteken nog steeds ek werk met ekwivalente breuke. Die oomblik as jy in die vraag sien, vereenvoudig, skryf hom tot sy laagste term, dan weet jy ek moet deel. So ek gee vir jou net die een getal, soos byvoorbeeld hierdie ene 28 op 6, en ek moet gaan kyk waardeur moet ek deel aanhoudend, totdat ek nie meer kan deel nie. En onthou die triek wat ek vir jou gesê het, jy begin gewoonlik met die getal wat daarbo staan. OK? So 3 op 15. Ek wil hom eintlik altyd na 1 toe vat as ek kan. So deel hom eers deur 3 en kyk of hy werk, maar ek moet hom eers toets. So 3 gedeel deur 3 weet ek is 1, dit is wat ek wil hê. Maar ek moet eers gaan kyk of hy onder gaan werk. So 15 gedeel deur 3 moet ek gaan toets. 15 gedeel deur 3, yes, hy gaan werk, dit is 5. So sodra ek 'n 1 daarbo het, kan ek stop. Maar dan kry ek byvoorbeeld soos hierdie ene, 8 gedeel deur 26. As ek sê 8 gedeel deur 8, gaan ek 1 kry, ja. Maar wat is 26 gedeel deur 8? Kan jy sien, hy gaan nie werk nie. En dit is hoekom ek nou 'n ander getal moet gaan kyk. So nou gaan ek kleiner as 8 elke keer. So ek gaan gedeel deur 7, 8 gedeel deur 7 gaan nie werk nie. 8 gedeel deur 6, 8 gedeel deur 6, gaan ook nie werk nie. 8 gedeel deur 5, 8 gedeel deur 5, gaan ook nie werk nie. 8 gedeel deur 4, hy gaan dalk werk, 8 gedeel deur 4, maar nou moet ek gaan toets of hy onder gaan werk. 26 gedeel deur 4, ek kan hom nie gebruik enige kant nie, want hy werk nie onder nie. So kom ek gaan gedeel deur 3, 8 gedeel deur 3, hy gaan ook nie werk nie, 8 gedeel deur 2, hy gaan werk, maar ek moet eers gaan kyk of hy onder gaan werk. 26 gedeel deur 2, en dit gee vir my 13, so daar is my finale antwoord. Gedeel deur 2, gedeel deur 2, so gaan oefen, onthou as ek sê vereenvoudig, moet ek gedeel deur, totdat ek nie meer kan deel nie. Goed, en dan het ons gekom by die gemengde getalle wat ek 'n onegte breek moet maak en onegte breuke wat ek 'n gemengde getal moet maak. So onthou jy, ek het vir jou hierso gou net so 'n notaatjie gegee. As ek 'n gemengde getal het, hoekom is dit 'n gemengde getal? Dit is 'n heel getal gemeng met breuke. So hoe doen ek hom? 2 maal 2, en weer eens, niemand kan op jou sakrekenaar sien nie, niemand kan jou kop lees as jy nie weet wat 2 maal 2 is nie, jy gaan nie sleg voel daaroor nie, so 2 maal 2 is 4, plus daai enetjie wat daarbo staan, plus 1, so dit is 5, en my breek hou ek wat daar staan, so dit is 5 op 2, hierdie is dan my onegte breek. Dan die ander ene wat ek vergeet wat net die teenoorgestelde is, by aktiwiteit 6, is, nou moet ek 'n gemengde getal vat na 'n onegte breek vat na 'n gemengde getal toe. So hoe doen ek dit? Stap 1 is, daai beteken gedeel deur.
So 17 gedeel deur 3 is, en ek stel net belang in wat daar voor my komma staan. So dit is 'n 5. Dis daai heel getal 5. Wat is stap 2? 5 maal 3. 5 maal 3 is 15. Maar hom moet ek daar minus. So ek moet sê 17 minus 15 en dit gee vir my 2. Wat is my breek? Dit bly daai selfde noemer wat ek daar aan die kant gehad het. So nou is my heel getal 5 en my breek is 2 op 3. So 5 heeltes en 2/3. Dan moet ek hom gou toets om te kyk of ek reg gewerk het. Wat is 3 maal 5? 15 plus 2 geef my 17 op 3. Yes, ek het reg gewerk, dan weet ek sommer my antwoord is reg. So dit is dan hierdie verander gemengde getalle aktiwiteit 5 en 6 na onegte breuke en onegte breuke na gemengde getalle toe. Dan by die heel amper laaste enetjie aktiwiteit 7 en 8 het ons sommer so saam gedoen waar jy tellers waar jy gewone breuke bymekaar moes getel het. Onthou die enigste rede hoekom ons hierdie breuke bymekaar mag tel is omdat hulle dieselfde soort is. So het ek 2 piesangs en 1 piesangs, kan ek piesangs en piesangs bymekaar tel? Ek kan. Dit verander nie nou na iets anders toe nie. So daai bly 'n 5. Ek tel net die boonste bymekaar. 2 plus 1 is 3. So ek het 3/5. 2 kwarte plus 1 kwart is 3/4. Ek tel nie die onderste getalletjies bymekaar nie. Ek tel net die boonstes. Enigste rede hoekom ek hulle bymekaar mag tel of soos by hierdie ene hulle mag minus is omdat die noemers dieselfde is. Dan heel laaste het ons die desimale getalle bygekom. Onthou voor jou komma is heel getalle en hierdie gedeelte is jou breek. So, ons het hulle rangskik van klein na groot of van groot na klein. So dit is wat ek vir jou hierso sê, rangskik hulle in dalende of in stygende volgorde. As jy nou nie jou kleurpotlode by jou het nie, don't stress, maar dit sal help as jy kleurpotlode by jou het. Onthou jy hoe het ons dit gedoen? Ons het die soorte bymekaar gaan sit. So ek het heel eers te gaan kyk. Hierdie is 2, iets, 1, iets, 2, 2, 2, 2, 2. So die kleinste ene van hulle was 0,5 en dit was die enigste een wat 'n 0, iets gehad het. So ek weet sommer hy is eerste en ek trek hom dood, ek gaan nie weer na hom kyk nie. So nou moet ek gaan kyk na die ene. 1,3, 1,3, daar was nêrens anders 'n 1 gewees nie, so al is hulle dieselfde, dis tweede en derde. Dan het ek gekyk na die 2, so daar is al die 2,0 het ek bymekaar gaan groepeer. Kan jy sien 2,01, 2,04. Ek is nie nou gepla oor wat daar voor staan nie, want dis dieselfde. So watter is nou die kleinste ene? 4. En onthou ek skryf hulle van klein na groot, nee, so daai ene moet eintlik 4 wees en daai ene, nee, 1 is kleiner as 4. Kyk nou Bobbejaan is ek. 1 is kleiner as 4. So hierdie ene kom eerste en dan daai ene is mos nou groter. 1 en 4. 4 is groter as 1. Dan gaan ek na 2, daar is die 0, so daar is 2,5, gaan ek vergelyk, dan 2,7. Onthou, as daar niks daar agter hom staan, hier staan daar 0. So 71 en 70, 71 is groter as daai 70, omdat ek hulle van klein na groot moet rangskik. En dan heel laaste, moet jy net vir my gaan kyk na assessering 2.1. Ek sal ook vir jou die memo gee. Met ander woorde, ek gee vir jou, rol vir jou so 'n vraestelletjie, daai toetsie wat ons geskryf het met die antwoorde in, en dan moet jy dit weer gaan oefen. So jy weet nou mooi dat party plekke moet jy hierdie video stop, en dan moet jy dit gaan oefen. Jy kan nie net die aand voordat jy gaan skryf hierdie video gou deurkyk nie, dan gaan dit jou nie help nie. Jy moet elke dag 'n uur of wat gaan afstaan en 'n stukkie gaan doen,
Jy vra vir jou ma of jou pa of jou sussie of wie ook al jou kan help om die video vir jou op te deel of om te gaan kyk in hoeveel dele kan ek hierdie opdeel. As daar soveel dae is, dan kan ek sê goed, ek kan as ek byvoorbeeld na vandag kyk, so daar's Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag, ja, jy gaan dan ook leer, Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag. So ek het 10 dae van môre af, wat môre is Dinsdag die 19de, wat ek hierdie wiskunde kan gaan opdeel. So afhangende van wanneer jy dit kry, kan jy nou hierdie gaan opdeel in 10 dele en gaan kyk, goed, hierso is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oefeninge. So kan nie net een oefening 'n dag doen nie. En party van hierdie is baie maklik. So hierdie ene kan ek miskien een dag, want dis 'n paar oefeninge, so ek kan 1 uur of 2 ure spandeer om dit te doen op dag 1, en dan gaan ek vir my skryf, goed, dag 1 gaan ek aktiwiteit 1 doen. Hierdie is baie maklik, so hierdie afronding, en miskien aktiwiteit 3 kan ek doen in 1 uur, of dalk in 1 dag. So gaan ek nou elke keer kyk, hoeveel gaan ek nodig hê, totdat ek deur die hele video gewerk het, en totdat ek deur hierdie hele afbakening gewerk het. Ek kan nie dit alles net op een slag doen nie. Dit het ons dan 2 kwartale gevat om te doen. So, jy beloof vir my, jy gaan jou beste doen, jy gaan nie dit die aand voor die tyd kyk nie, en al dink jy, ag, hierdie is baie maklik vir my, moenie voor op die wa wees nie, moenie arrogant wees en dink jy kan alles doen want jy is baie slim nie. Selfs die slimste ou het baie oefening nodig. So gaan breek dit op, gaan kyk hoe gaan jy by alles uitkom en gaan doen net elke dag 'n klein bietjie. En dan gaan jy sien, gaan dit vir jou maklik wees teen die tyd wat ons eksamen skryf volgende Vrydag. So, ek love julle populalies, gaan leer asseblief hard. Dankie vir hierdie kwartaal, kan jy glo so 2 kwartale oorleef, so weer lief vir julle, lekker hard leer, en ek hoop julle gaan sommer goeie punte kry.